ons kyk vir oulaas na woordsoorte voordat ons aanstap na sinsontleding. Soos ek in die tweede kontaksessie verduidelik het, is dit eintlik baie eenvoudig, sodra jy verstaan dat die verskillende funksies in twee hoofgroepe val. Die selfstandige naamwoord, natuurlik die voornaamwoord wat in sy plek kan optree, en dan die werkwoord. Die res van die woordsoortelike funksies wentel om hierdie twee groepe. Dan die voorsetsel, lidwoord, telwoord en byvoeglike naamwoord werk saam met die selfstandige naamwoord, terwyl die bywoord hom by die werkwoord skaar. Kom ons kyk hoe lyk dit in die praktyk. Neem byvoorbeeld die volgende fase. Tussen die duisende vrolike toeskouers. Dit bestaan uit 'n voorsetsel tussen, lidwoord die, telwoord duisende, byvoeglike naamwoord vrolike en selfstandige naamwoord toeskouers. Dis natuurlik nie 'n sin nie, want dan kort nog 'n werkwoord. So kom ons voeg 'n werkwoord by die frase. Tussen die duisende vrolike toeskouers sit. Goed, ons kan dit uitbrei met 'n woord wat die werkwoord sit beskryf. Tussen die duisende vrolike toeskouers sit trots. Nog nie volledig nie. Daar kort 'n onderwerp. Ons voeg nog 'n naamwoordkonstruksie soos die vorige een by. Tussen die duisende vrolike toeskouers sit 'n klein seentjie. 'n klein seentjie, lidwoord, byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord. Trots. Wat vir nog 'n naamwoordkonstruksie. Tussen die duisende vrolike toeskouers sit 'n klein seentjie trots op die groot paviljoen. Nou bestaan die sin uit 3 naamwoordkonstruksies. Tussen die duisende vrolike toeskouers. Voorsetsel, lidwoord, byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord. En telwoord. 'n klein seentjie, lidwoord, byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord. Op die groot paviljoen. Voorsetsel, lidwoord, byvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord. En dit is 'n werkwoordkonstruksie, sit, met die bywoord trots. In hierdie sin het ons nou 7 van die 10 woordsoorte gebruik. As ons klein seentjie vervang met hy, het ons ook 'n voornaamwoord. Wat oorbly is die tussenwerpsel en die voegwoord. Die tussenwerpsel gee bloot uitdrukking aan gevoel. Ons kan die sin met tussenwerpsel begin. Aitsa, tussen die ensovoorts. Die voegwoord gebruik ons om iets soos 'n woord, frase of nog 'n sin aan hierdie sin te verbind. Byvoorbeeld, Aitsa, tussen die duisende vrolike toeskouers sit 'n klein seentjie trots op die groot paviljoen en sing. Nou het ons 'n werkwoord met behulp van die voegwoord en aan die sin verbind. Ons kan ook 'n hele sin met behulp van 'n voegwoord aan die sin verbind. Byvoorbeeld, Aitsa, tussen die duisende vrolike toeskouers sit 'n klein seentjie trots op die groot paviljoen omdat hy die Springbokke gaan sien speel. Nou het ons 'n hele sin, 'n bysin, met behulp van die voegwoord omdat aan die sin verbind. Hierdie bysin bestaan weer uit 2 groepe. Naamwoordgroep hy en die Springbokke en die werkwoordgroep gaan sien speel, wat die gesegde is van die bysin. Goed, tot volgende keer.